Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend die 19de Junie 2025, absoluut 'n nuwe dag deur Abba Vader geskenk, spesiaal vir jou en vir my. Halleluja. My naam is Dani Gerber en vandag net weer 'n voorreg en 'n eer om saam met julle te kan kuier in God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor geld wat stom is, maak regheid wat krom is. En daai gesegde. Nou ja, geld is 'n ewel as dit nie reg gehanteer word nie. Eintlik is daar niks fout met geld nie. Die probleem is die mens. Want geld is papier, geld is boom. So dit kom van 'n boom af en wat maak ek en jy met geld? Geld kan of ons lewe regeer, dit kan ons 'n goeie mens maak of dit kan ons 'n slegte mens maak. Dit al hang af wat ek en jy met geld maak. En dit is iets wat elke ene van ons benodig. Kom ons wees nou maar eerlik. Sonder geld is dit moeilik om aan die lewe te bly. Mense het geld nodig om te kan eet. Jy het geld nodig om by die werk uit te kom. Jy het geld nodig om jou geliefde bietjie te vertroetel. Geld is nou maar net een van die dinge. Maar geld kan maak dat ek en jy 'n goeie mens is, of geld kan maak dat ons 'n slegte mens is, nie. So geld kan maak dat ons sonde pleeg. En dit is 'n feit. Nou kan ons gaan lees daar in God se woord hier in Handelinge 8. Wat het geld gemaak? Daar's 'n sekere mens, 'n man met die naam van Simon, nee, dis daar in Handelinge 8 hier vanaf vers 9. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God, en hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly en hy was verbaas by die tekens en die groot kragte gesien gebeur het. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees moet ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het al toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Nou wat sê verse 18 nou? Hy sê, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Jy sien, hier kom Mammon toe nou weer te verskyne, en die ou dink hy kan met sy geld, want hy was ryk, en hy kan met sy geld, kan hy die gawes van God koop, en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. My broer en suster, ons kan kos en ons kan klere koop met geld. Ons kan nie die God se liefde koop nie. Ons kan nie die gawes van God se Heilige Gees koop met geld nie. Dit kry ons, want die Here gee dit vir wie hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil. Hy sê verder in vers 21, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. So hier het ou Simon 'n geleentheid gehad om te sê, Here vergewe my. Jammer dat ek soos 'n dwaas gedink het en gedink my geld kan dit koop. Maar weet jy wat doen hierdie dom mannetjie, as ek dit so kan sê? Hy sê hier so in verse 24, maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks wat julle gesê het oor my mag kom nie. So daar's nog 'n strand, en weet jy wat, dit sal jou ondergang beteken. So kom ons vra die Here, laat
ons by hom sal uitkom. Ja, en of jy nou baie geld het en of jy min geld het, maar moenie dat geld maak dat jy God verloon. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, ons loof, prys en eer U groot en heilige naam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie, Here, dat ons na U toe kan draai. Ja, Here, of ons nou geld het en of ons nie geld het nie. Here, ons kyk op met 'n verwagting, want U is ons redder, U is ons voorsiener, U is ons helper. En ons sê vir U dankie, Here, vir dit wat U vir ons gee. U woord sê in Matteus 6:33, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie goedjies sal vir julle bygevoeg word. Here, ons soek U geregtigheid. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag en verkondig die evangelie van Jesus Christus, tydig en ontydig. Geseënde dag. God bless.